Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede word aan u geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons luister dan vanoggend na die woord van die Here, soos wat hy dit vir ons laat opteken het in sy brief aan die gemeente aan Efese in Openbaring 1 vers 1 tot 7. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Dit is die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit glo, en ook daarvolgens gaan lewe. Kom, laat ons saam bid. Almagtige, ewige, heilige God. Here, ons kom as gemeente voor u staan, om u te aanbid as ons God, as die een wat oor ons heers, die een wat elke dag die ganse skepping in stand hou, en elke dag ook vir ons gee wat nodig is. U wat vir ons die grootste geskenk ooit gegee het in Jesus Christus ons verlosser. En ons daardeur u kinders gemaak het. Ons aanbid u as Vader. Maar ons wil u eer omdat u in die hemel is en u majesteit en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons wil lofliedere sing tot u eer en u naam verheerlik. Ons wil u prys vir u goedheid en u genade, dat u oor ons ontferm het en aan ons die lewe gegee het. Ja, Here, ons wil u dien en eer. En tog vind ons in onsself ook soveel tekortkominge, dat ons maar net voor u kan kom buig en kom vra, Here, leer my u regte weë. Wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. So kom bid ons ook vanoggend as gemeente voor u, as gemeenskap van gelowiges. En ons bid, Here, dat u deur u Gees nou met ons sal spreek en ons sal leer, ook uit hierdie kort brief aan die gemeente in Efese, dat u ons daardeur ook sal leer hoe om u lief te hê, u te eer en te verheerlik. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Geliefde broers en susters,
Ek wil vanoggend vir die susters vra wat getroud is of wat al baie ernstig in verhoudings is. Onthou jy toe jy regtig daardie regte liefde die eerste keer leer ken het? Daardie persoon wat jy enigiets voor sou doen, nagte omgewag het voor. As hy aan die deur kom klop het, ek dink veral aan die mense wat se kerels op die grens was, of se manne op die grens was, en hy daar 'n lang tyd daar van pas af op die pas by die huis aankom. Hoe opgewondenheid was daar by jou? En daai manne wat daar van bo af gekom het, ek onthou nog toe ons troepe was en ons 'n slagpas gekry het, hoe jy gejaag het om by die huis te kom. En van die manne gejaag het om by hulle meisies te kom. En as hy daar bo op die grens is en sy daai briefie stuur, wat so eenmal in 6 weke daar by jou aangekom het, miskien as jy gelukkig is, dan lees jy vir 6 weke elke dag daai brief. Want jy wil weet van haar liefde. Jy wil weet van dit wat sy vir jou beteken. En net so die meisies aan hierdie kant, die vrouens aan hierdie kant. En so sê die Here, is sy liefde vir sy bruid. Hy wil haar met alles wat hy is lief hê. As ons hierdie gedeelte in Openbaring gaan lees, dan sien ons dit. Jesus Christus wat in die hemel op sy troon is, volgens Openbaring 5, sien Johannes in sy kerk, by hulle. Omdat Jesus Christus God is, kan hy as God by sy bruid wees. En hy sê, hy staan tussen hierdie 7 kandelare wat sy kerk verteenwoordig. Hy wil by haar wees. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, skryf hy, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Hy staan nie maar net daar stil tussen hulle nie. Nee. Hy besoek sy kerk. Hy's by sy kerk, hy beweeg in sy kerk. Want hy's lief vir sy kerk. Hy's lief vir sy uitverkore familie. En daarom is hy in hulle midde elke dag. Dit, broers en susters, is sekerlik die belangrikste deel van hierdie brief. Om te besef, Jesus Christus het ons nie alleen gelos nie. Hy's hier. Hy beweeg in ons midde. En ons is lief vir hom. Ons is baie lief vir hom. Maar die Here kom met 'n hartseer in sy brief na sy bruid toe. En as ons hierdie briewe al 7 gaan lees, dan sal ons verskillende hoeke van hierdie hartseer van hom sien. Hartseer oor die vervolging, die swaar kry van sy bruid, dit kom. Maar hier aan die begin, die hartseer, omdat sy haar eerste liefde vergeet het. Daardie opgewondenheid wat sy gehad het, vergeet het. Om hierdie begrip mooi te verstaan, moet ons verstaan wie die gemeente in Efese is. In 52, rondom 52 na Christus, kom Paulus op sy eerste sendingreis wat hy die Griekse gedeelte van die wêreld besoek het. Op sy reis soontoe in Efese, Klein-Asië,
En daar ontmoet hy 12 disippels van die Here. En ons lees daarvan in Handelinge 19 dat hy hulle toe gevra het julle die Heilige Gees ontvang? En hulle sê vir hom, maar ons weet nie eers van die Heilige Gees nie. Wat's dit? Wie is dit? En dan vra hy vir hulle, maar met watter doop is julle dan gedoop? En hulle sê vir hom, met die doop van Johannes die Doper. In ander woorde, hulle het tot bekering gekom onder die werk van Johannes die Doper, maar hulle het nooit Jesus Christus ontmoet nie. En hulle is terug Efese toe. En daar het hulle die Here na die beste van hulle vermoë gaan dien. En dan vertel Paulus vir hulle van Jesus Christus. En hulle kom daar tot bekering. En dan sê die teks dat die Heilige Gees daar op hulle uitgestort is. Net soos in Handelinge 2 toe dit oor die Jode uitgestort is. En later in Handelinge toe dit op die Samaritane uitgestort is. Sien ons nou dat die Heilige Gees ook uitgestort word oor die heidene, die Grieke. En hulle kom tot bekering. En hulle begin om die Here te aanbid. En iets van daardie wonder, daardie liefde wat daardie 12 het, word vir ons dan verder in Handelinge 19 beskryf. Eers het hulle in die sinagoge bymekaar gekom en elke dag daar met die Jode die evangelie gedeel tot die Jode dit nie meer wou hoor nie. En op die ou einde trek hulle uit en hulle gaan in een van die skole in die dorp. En hulle gaan daar bymekaar kom. En elke dag is hulle bymekaar. Elke dag aanbid hulle die Here daar. Iets soortgelyks aan wat in Handelinge 2 vertel word, toe die kerk in Jerusalem gestig is, en daar 3000 mense na die uitstorting van die Heilige Gees tot bekering gekom. Hulle het dag vir dag bymekaar gekom. Hulle het saam die Here aanbid, hulle het saam brood gebreek, en hulle het selfs, wanneer daar nood was, hulle eiendom verkoop, en dit onder mekaar verdeel, sodat die wat nie gehad het nie kon hê. Dis hoe lief hulle vir die Here was. Dat hulle bereid was om alles op te offer, ter wille van sy bruid. Ter wille van die kennis wat hulle by hom gekry het. Daardie gereelde by mekaar kom, daardie gereeld aanbid, daardie gereelde gemeenskap met God, was vir hulle noodsaaklik en belangrik. Net soos wat dit belangrik is, wanneer jy verlief raak. Om elke dag by daardie geliefde te wees. Maar 30 jaar het verbygegaan. 30 jaar, bietjie meer as 30 jaar, want as hy die brief skryf, dan is hy hier rondom 90 na Christus. Amper 40 jaar kan ons sê. En wat sien Jesus as hy sy kerk in Efese sien? Hy sê, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Sien broers en susters, Paulus het ook vir hulle geleer in Handelinge 20, deel van om God lief te hê, is om die vyand uit te hou uit die kerk uit. Om te waak oor sy kudde, sodat wrede wolwe nie inkom en sy huis verskeer word nie. Hoeveel van ons bruide, wat opgewonde was vir die huwelik waarin hulle getree het, kan na 30 jaar nog sê, ek het nog steeds daardie opgewondenheid om in die huwelik te wees. Is dit nie maar net dat ons soos hierdie gemeente in die sleurgang van die lewe pligpleging begin doen? Ek maak die huis skoon, ek versorg die kinders,
En as die leenhessyndroom kom, dan weet hulle nie wat aangaan nie. Want hulle fokus so op hulle verhouding met die kinders, en dat dit vir die kinders moet goed wees, dat hulle verhouding met hulle man totaal en al uitmekaar uitval. En daardie sleurgang van die lewe, daardie pliggetrouheid van ons vrouens, is dit wat Jesus hier beskryf van sy gemeente. Hulle is pligsgetrou. Hulle waak daarteen dat die kinders nie seer kry nie. Maar Jesus sê, julle het julle verhouding met my afgeskeep daardeur. Sien broers en susters, ons kan so ywerig wees vir die kerk. Soos een van die ou gesegdes dit sê, ons kan so besig raak met die dinge van die kerk, of die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge begin vergeet. En dis die probleem waarmee Efese sit. Efese is so besig om te waak teen die dwaalleraars, besig om die gemeente in plek te hou, dat hulle vergeet waaroor die kerk gaan. Dat hulle vergeet van hierdie verhouding met die persoon vir wie hulle die liefste is. En Jesus kom en hy sê vir hulle, dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Sien broers en susters, somtyds moet ons tug toepas. 'n Kerk wat nie tug toepas nie, is nie suiwer kerk nie. 'n Kerk wat nie lief is vir sy broers en sy susters in sy gemeente en hulle wil terugbring na die Here toe nie, is nie lief vir hulle nie. As ons sê, as ons mense gaan begin aanspreek oor sonde, nou hardloop hulle weg na ander kerke toe. Nou los ons hulle maar, dat hulle in hulle sonde volhard. Dat hulle liberale denke in die kerk inkom. Dan is ons besig om liefdeloos teenoor hulle ook op te tree. En dis hoekom Efesiërs vir ons kom sê dat ons altyd die waarheid in liefde moet praat. Hierdie gemeente was so ernstig oor die tug, dat hulle enige iemand wat 'n vrysinnige idee gehad het, dadelik onder sensuur gesit het. En enige iemand wat as 'n dwaalleraar uitgewys was, dadelik geban het uit die kerk uit. Sonder dat daar liefde was om hom terug te bring na die Here. Die doel van die tug is nooit om weg te dryf nie, broers en susters. Die doel van die tug is altyd om ons God, ons Here, ons Verlosser, liewer te hê as mense. Sy eer voorop te stel. Sy kerk se welstand belangrik te ag. Maar ook om die sondaar wat besig is om af te wyk, terug te bring, sodat hy saam met ons die bruidegom kan lief hê. Maar hier in hierdie gemeente gebeur dit nie. In hierdie gemeente is daar so 'n erns oor die waak oor die suiwer leer, dat Jesus sê, julle het so ernstig daaroor geraak, dat julle verhouding met my agterweë laat bly. Broers en susters, kan ons weer vanoggend eerlik raak oor ons gemeente? Kan ons weer kom sê, as ons tug toepas in hierdie gemeente, is dit omdat ons God lief het bo alles? As ons nie tug toepas nie, is dit omdat ons mense liewer het as vir God? Of is ons net bang? Ons gaan mense wegdryf.
Hierdie gedeelte kom sê hy vir ons, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Lydsaamheid beteken om geduldig te kan ly vir die koninkryk van Christus. Geduldig te wees, en dit is ook wat die tigreël is by ons. Die Latynse term festina lente beteken haas jou langsam. Moenie uitstel om sonde aan te spreek, want dat dit sonde is nie. Maar wees liefdevol en geduldig met die sondaar. Bid vir sy bekering, totdat hy voor God buig. Dis die bedoeling daarmee. En dis wat hier met lydsaamheid bedoel word. Dat ons bereid sal wees om geduldig tot bekering te bring. Maar daar kom 'n plek waar hy van praat wat die slegte mense nie verdra mag word. Wanneer iemand homself bewys as 'n heiden en hom nie voor God wil verootmoedig nie, is daar 'n tyd wanneer 'n gemeente ook iemand moet ban uit die kerk uit. En wat 'n hartseer dag is dit, wanneer 'n ledemaat van 'n liggaam afgekap moet word, omdat hy die liggaam besig is om die liggaam siek te maak. Maar as jy God liewer het as daardie persoon, gaan jy dit moet doen. Dis die hartseer van die wêreld waarin ons is. Dat mense nog, soos wat Johannes dit vir ons daar gewaarsku het, toe ons die wetlesing gehad het, die wêreld liewer het as vir God. Maar as ons God lief het, as ons Jesus Christus ons eerste liefde wil lief hê met alles, dan word dit in liefde gedoen. En daarom moet ons onsself gaan vra, as ons sê, ja, maar ek gaan dit doen, want ek is lief vir hierdie kerk, is ons reg? Is ons nie dan net lief vir onsself nie? Ons is mos die liggaam van Christus. As ek optree omdat ek lief is vir Christus, op so 'n manier dat ek iemand wil terugbring na hom toe, dan is ek reg. Daarom nie, hierdie persoon doen skade aan ons kerk nie, maar hierdie persoon onteer God. Sy optrede is nie in ooreenstemming met wat liefde is nie. Sy optrede is nie in ooreenstemming met dit wat Christus van ons vra. Want ons moet God met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag lief hê. En ons naaste soos onsself. Ons as kerk van Christus, as ons God regtig lief het met alles wat ons is as sy bruid, hoekom verkondig ons nie die evangelie na buitekant? Hoekom kyk ons net na binne? Hoekom is daar nie 'n liefde vir verlore mense daar buite wat op pad is hel toe nie? Dink mooi oor daardie eerste kerk. Hulle het mekaar lief gehad. Hulle het aanhou om die evangelie te verkondig. En God het dag vir dag by die gemeente die gevoeg wat gered is. Maak ons genoeg erns met die aanslag teen ons as kerk. Aanslag van allerlei kante af, valse leraars, slegte mense, binne die kerk, buite die kerk. Die mense wat hulle self, volgens Johannes, ook diensknegte van God noem, maar dit nie is nie.
Onderskei ons tussen wat die ware evangelie is en dit wat die Nikolaïte sê. Die Nikolaïte was 'n spul liberale denkers van hulle tyd. Waarskynlik wat as ons later by die ander briewe kom in Pergamus en andere, wat hy praat van hulle as die wat die dwaalleer van Balak aangaan. Met ander woorde, losbandige lewe, solank jy net offer. Onthou julle Bileam en Balak se verhaal in die Ou Testament? Ons sal bietjie meer daarby stil staan wanneer ons by daardie brief kom waar dit pertinent gesê word. Maar dit gaan oor 'n liberale denksysteem wat in die kerk ingebring word. En hierdie gemeente waak daarteen. Hulle haat die Nikolaïte. En die Here sê, ek haat hulle ook. Dis reg, dis goed om die dwaalleraars te weer uit die kerk uit. Dis goed om die gemeente te beskerm teen die liberale denke van ons tyd. Ons kan vandag sê, die Here sou vir ons kon geskryf het, ek haat hierdie dryf na hierdie selfde geslag verhoudingsding. Die verkondigers daarvan. Ek haat dit dat 'n mens kan kies wat sy geslag is hy. Ek het hom man of vrou gemaak. En daarin, broers en susters, sê die Here, gee ek hierdie gemeente gelyk. Daarin is julle reg. Maar hoe hanteer ons dit? Is ons harte wens om so 'n persoon wat so liberaal denkend is, wat deur die massamedia van ons tyd en die liberale denke op universiteite en in stede so die mekaar gekrap is, terug te bring na die Here toe? Of veroordeel ons net? Ons kan so maklik net veroordeel en liefdeloos teenoor so 'n persoon optree. Maar ons as kerk van Christus moet kan kom sê, enige iemand is welkom om enige erediens by ons by te woon, sodat hy die evangelie van Christus kan hoor. As dit vir hom 'n reuk van die dood tot die dood is, en hy nie daarmee tevrede is nie, is dit sy saak met God. Maar as dit vir hom die reuk van die lewe tot die lewe is, dan loof ons die Here dat hy deur ons verkondiging hom gered het. Maar ons kan nie stil bly. Omdat ons eerste liefde, Jesus Christus is wat gesterf het vir sondaars. Wat gesterf het vir my en jou, toe ons ook so veroordeeld gestaan het. Nou kan ons uit liefde vir hom mos gaan liefde wys aan 'n wêreld wat hom nie ken. Kan ons mense wat verward is deur die samelewing waarin ons leef, inbring en sê, kom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Kom hoor van die evangelie van Christus wat red. Het ons werklik Jesus Christus bo alles lief? Is my verlange om elke dag met hom tyd te spandeer. Op die grens, toe ons diensplig gedoen het, toe ons daar die liefdesbriewe, selfs my ma en pa se briewe, dag vir dag gelees. Lees jy nog jou liefdesbrief, wat die bruidegom van die kerk vir jou geskryf het? Lees jy hom elke dag? Hy's bietjie dik. Maar as jy elke dag 3 bladsye van die Bybel lees, lees jy hom in 'n jaar se tyd deur. Gaan doen dit 'n bietjie.
En gaan leer van die ware liefde van God vir sy kerk. Te midde van 'n kerk wat van die begin af hulle rug op hom gedraai het. Adam en Eva wat soos God wou wees deur goed en kwaad te ken. David, wat sy eie wêreldse begeerlikheid laat oorheers het, terwyl hy 'n man van God was. En die genade wat God aan hom bewys. En die toppunt van daardie liefde, toe God sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hy kom sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En nou in hierdie brief kom hy weer en hy sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Onthou jy toe jy tot bekering gekom het. Onthou jy hoe sleg die wêreld was voor jy vir Christus geken het. Onthou jy hoe alleen jy was. Hoe soekend jy was. As jy nog alleen en soekend is, nog nie seker is van sy liefde vir jou nie, hoor dit vandag. Soos wat 'n jong mens wat nie daardie liefde ontmoet nie, hunker daarna, totdat die regte persoon op die toneel verskyn. So sal jy jou lewe lank hunker na die liefde van die ware God, tot jy hom in Jesus Christus ontmoet het. Onthou dan waar jy was in jou geloofslewe, broer en suster. Was jy al daar? Dat jy so gehunker het na daardie liefde van God, dat jy nie daarsonder wil wees nie. Bekeer jou dan en doen die eerste werke. Hou op om net met die sleurgang van die lewe besig te wees. Hou op om net die kerk te probeer beskerm teen iemand wat dalk mense aanstoot gee. Kom lewe by Christus. Hy het met ons 'n verbond gesluit soos 'n huwelik. En hy wil jou lief hê. Gaan doen dan dit wat jy doen omdat jy hom lief het. Gaan doen daar die eerste werke. Dag vir dag by mekaar te kom en hom te aanbid. In my huisgesin. Ek persoonlik in my stilte tyd. En in die gemeenskap van die gelowiges so gereeld as wat ek kan. Nie so gereeld as wat ek wil nie, maar so gereeld as wat dit vir my moontlik is. Gaan vra maar die mense in die ouete huis, wat nie meer elke Sondag in die kerk kan wees nie. Hoe hulle hunker daarna, om voor die troon van hulle bruidegom te kan kom staan. Wat 'n wonder dat ons die voorreg het om te kan beweeg, te kan ry. Elke dag, elke Sondag ten minste by hom te kan wees. Hierdie komende week, elke aand, die voorreg het om te hoor wat hy vir sy bruid kom sê. Kom en kom luister wat hy vir sy bruid sê. Kom luister na sy liefdeswoorde vir jou en vir my. En as hierdie week verby is, gaan leef dan met jou Bybel in jou hand. Elke dag.
Nie in die sleurgang van hierdie lewe net roetine huwelike nie. Maar 'n ywer, soos daardie eerste tyd van jou liefde vir die man vir wie jy lief is, die vrou vir wie jy lief is. Amen. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Amen.